Wie van ons het nie al onder oordeel deurgeloop nie? Wie van ons ken nie hoe dit voel om verwyd te word deur mense nie? Mense gebruik so baie keer, gebruik hulle 1 Korintiërs 5, waar Paulus sê, oordeel oor die wat verkeerd doen. Maar Paulus praat hier van iemand in die gemeente wat 'n verhouding met sy pa se vrou het. En ons as 'n gemeente moet besef dat ons goed wat ons verkeerd sien in die gemeente moet ons aanspreek. Ons moenie stil bly oor dit wat ons sien wat verkeerd is nie. En daarom is dit belangrik om partykeer goed aan te spreek wat ons sien wat verkeerd is. En as die mense nou ongelukkig is daaroor, dan is dit nou maar so. Baie keer kom ons kerk toe en ons wil hê die pastoor moet sê wat ons wil hoor en nie wat die Heilige Gees op sy hart lê om vir ons te gee nie. Jesus sê in Matteus 7, moenie oordeel nie, want op die manier wat jy oordeel sal oor jou geoordeel word. Maar wat Jesus eintlik sê is moenie oordeel nie, want julle oordeel deur selfverheffing en julle is blind vir julle eie foute. Maar ek kan nie as 'n pastoor vanoggend hier staan en ek sien goed wat verkeerd is en ons spreek dit nie aan uit liefde moet ons dit doen. Sonder om myself te verhef en te sê, ek is beter as daai persoon. Is dit nie maar wat die fariseer gedoen het, toe hy daar gaan staan het en gesê, dankie tog, ek is nie soos hierdie tollenaar nie. Wat het die tollenaar gedoen? Hy het daar agter bly staan, sy kop laat sak, en gesê, wees my sondaar genadig. Ek wil dan vanoggend wil ek vir julle sê dat Jesus sê nie ons moet alles ignoreer wat verkeerd is nie, nee, glad nie. Hy sê oordeel in nederigheid en met selfondersoek. So ek wil vanoggend wil ek 'n gedeelte vir ons lees uit Johannes 8. Johannes 8 vanaf vers 2. En vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan en sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien, behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Ek wonder wie van julle is soos ek. Toe ek hierdie gedeelte lees en voorberei, toe is die eerste vraag wat by my opkom, wat het Jesus in die sand geskryf?
Wie van julle het al daai gewonder, wat het Jesus in die sand geskryf? Ons verloor fokus. Ons verloor totaal en al fokus, want ons wil weet wat het Jesus in die sand geskryf. En baie mense het die vraag al gevra, wat het Jesus in die sand geskryf? Party sê, Jesus het eintlik net tyd gekoop. Jesus het hierdie klomp wat hier aankom, was kwaad, hulle was opgecharged, en al wat Jesus gedoen het, het eintlik net tyd gekoop dat hulle moet bedaar. En ons vergeet dat Jesus 2 keer in die sand geskryf het. Die tweede keer was nadat Jesus gesê het, laat die een wat geen sonde het nie, laat hy die eerste klip gooi. Laat dit insink by hulle. Ander beweer dat Jesus die aanklaers se oortredings in die sand geskryf het. Ander beweer weer dat hy die aanklaers se name daar neergeskryf het. Wat ook al Jesus daar geskryf het, is nie vanoggend vir ons so belangrik nie, maar ek wil my strywer daar in die armbeers gooi. Ek wil ook iets deel daar. Ek wil sê, miskien het hy geskryf, hygelaar, haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy duidelik sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Maar soos ek sê, dis nie belangrik wat Jesus in die sand geskryf het nie. Die heel belangrikste is dat niemand bereid was om die eerste klip op te tel nie. Wat doen hulle? Hulle is nie verkeerd nie. Die skrifgeleerdes en fariseërs was nie verkeerd nie. Hulle het soontoe gekom met die wet van Moses, wat daar in Levitikus 20 vers 22 vir ons staan, en ook in Deuteronomium 22 vers 22, sê dit, as 'n man en 'n vrou betrap word dat hulle oorspel pleeg, moet hulle gestenig word. Hulle moet gestenig word. Waar's die man? Ons lees in die Bybel net van die vrou wat kom. Daar's geen man nie. Interessant. Of is nou net ek wat dit opgetel het, en dit is maar net interessant dat net die vrou gebring word. Vriende, baie mense gebruik hierdie gedeelte in Johannes 8 om sonde goed te praat. Jy sal nie vir my 'n vinger wys nie. As jy sonder sonde is, gooi jy die eerste klip. In die media lees ek dit in die week van 'n bekende cricketspeler wat gevang is dat hy steroids gebruik het, en dit is die opskrif. Those who without sin cast the first stone. Regtig? Is dit hoe ons die Bybel al begin gebruik, om sonde goed te praat? Om sonde te regverdig? Dis nie wat Jesus hier gedoen het nie. Glad nie. Die mense wat hierdie vrou gebring het die volste reg gehad om haar met klippe dood te gooi. Dis wat die wet van Moses bepaal. As jy gevang word dat jy oorspel pleeg, gooi haar dood met klippe. Dis hoe dit gewerk het in daai tyd. Dalk moet ons terug gaan soen toe, dan gaan daar minder sulke goed wees. Ja, ek sien hier's 'n paar wat saamstem met my. Dink hier's 'n paar wat nie gaan saamstem nie. Jesus praat die vrou se sonde glad nie goed nie. Glad nie. Maar hy staan daar en hierdie vrou val voor hom neer. En hy vra vir haar, waar is die wat jou kom aankla het? En dan sê Jesus die een. En ek wil my hierdie prentjie voorstel van Jesus wat bid en hy tel 'n klip op en hy staan met hierdie klip in die hand, want Jesus het die reg om haar dood te gooi. Jesus het die reg om daai klip te gooi. Hy is sonder sonde. Maar dan sê hy iets wat ek hoop ek gaan eendag ook hoor wanneer ek kom ontmoet. Hy sê ek oordeel jou ook nie. En hy laat val daai klip en ek dink dit moet die grootste oomblik in daai vrou se lewe wees. Om dit van Jesus Christus af te hoor. Maar hy gee vir haar 'n opdrag. En die opdrag is, gaan en moenie meer sondig nie. Ons moet ophou verskonings maak vir die sonde wat ek in my lewe het. Maak nie saak wat dit is nie.
Ons moet ophou probeer dit regverdig. En ook ons gesin en ons familie en ons kinders se sondes nie raak sien nie. Dis jou as ouers se plig om dit wat jou kind verkeerd doen reg te stel en in liefde dit te doen. Dalk was jy al die een wat 'n klip vergooi. Dalk was jy die een wat al klippe opgetel het om 'n ander te gooi. Dalk sal jy sê, nee, ek het dit nog nooit gedoen nie, maar ek luister tog na 'n lekker kinderstorie. Het julle gehoor wat het Leon gedoen? Wat het jy gehoor? Wat het Leon gedoen? Iemand het daar by die werk eendag vir my kom sê, hierdie persoon, het jy gehoor wat hierdie persoon gedoen het? En toevallig loop daai persoon af verby. En ek sê, hey, kom gou hierso, hierdie ou wil iets vertel. Hy wil. Daai ou het embarrassing weggeloop. Die vriend wat ek geroep het, hy sal nie omgee dat ek sy naam noem nie. Ou Wessie is baie lief om dit vir mense te vertel. Hy sê, moenie vir Jacques 'n kinderstorie vertel nie. Hy roep jou en sê, hoor, hierdie ou wil iets van jou vertel. Ek het so 3 jaar terug het ek net begin golf speel, en wat hulle gedoen het is, omdat ek niks van golf weet nie, het ek wil amper vir Lizette sê vir Clarissa, ek het 'n sportstorietjie vertel. Sy lag altyd omdat ek altyd 'n sportstorietjie vertel, maar ek het golf gespeel, en omdat ek nou nie veel van golf weet nie, het hulle ons altyd saam met 'n golfer wat daarom iets weet, dat hy met daarmee reëls het, en ek en die persoon ry saam die dag, en toe ons die eerste gaatjie klaar, toe begin hy my vertel van sy verhouding wat gebreek is. Hy het oor die tou getrap, hy het 'n fout gemaak, en hy vertel my. En toe ons op die 18de gaatjie klaar maak, enigiemand wat golf ken, ons praat so van 4, amper 5 ure later, toe sê hy vir my, Jacques, dankie, dit was lekker om met jou te gesels, maar jy het eintlik niks gesê die hele tyd nie. Toe sê ek, okay, gaan ek ook nou kans kry om te praat, en dit was my direkte woorde, en julle kan hom vra. Ek het vir hom gesê, is jy klaar gesaanik? En ek het vir hom gesê, daar's 'n paar goed wat jy moet doen. Die eerste een is, erken dat jy 'n fout gemaak het. Bely jou sonde aan Jesus Christus, en gaan vra die mense wat jy seer gemaak het, om vergifnis. Dis vir my en jou baie keer makliker om op ons knieë te gaan en die Here om vergifnis te vra, as om daai persoon te gaan face en te gaan sê, vergewe my vir wat ek aan jou gedoen het. En sy vraag was, en wat as hulle my nie wil vergewe nie? Ek sê, dit maak nie saak nie, jy is vry. Jou vergifnis hang nie van hom of haar af nie. Jou vergifnis kom van Jesus Christus af. Hy maak jou vry. Miskien is jy al vals beskuldig. Miskien het jy al onder skaamte deurgeloop, deur gerigte, deur oordeel. Jesus sê, hou op die las dra, gee dit vir my, ek sal jou las lig maak. Jesus vergewe jou. Ek wil vanoggend sê, dalk moet ons onsself begin vergewe. En ophou, wanneer ons daar is, en mense gooi ons met klippe, die klippe optel, en in ons sak sit. En die sak raak al hoe swaarder, want ek dra die las van die verlede saam my. Terwyl Jesus sê, gooi dit af, ek het jou vergewe, hoekom dra jy nog daai klippe saam met jou? Die klippe gaan niks vir jou doen nie. Jesus het jou vrygemaak. Glo dit, dat wat die wêreld op na jou toe gooi, maak nie saak vanoggend nie. Jy is vrygespreek. Die verlede is verby, dis agter jou. Moenie daarna kyk nie, maar hou op dat mense jou geestelike lewe beïnvloed, deur dit wat hulle vir jou sê, dit wat hulle nog steeds in jou deponeer. Moenie na hulle luister nie, jy het die skuld van verlossing. Gebruik die skuld van verlossing, die skuld van geloof.
Luister na wat Jesus vir jou sê. Jy is myne. Jy is nie alleen nie. Jy is myne. So lief het die God, die Vader jou gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat jy vanoggend hier kan sit en mag leef. Jy is vry. Gooi die klippe af wat die wêreld op jou pak. Jou identiteit lê nie in mense se klippe nie, maar in Jesus Christus wat jou liefhet. Weet wie jy is in God, erken jou afhanklikheid van hom. Matteus 5 sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Aan wie behoort die koninkryk van die hemel? Aan hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Weet dit vanoggend. Erken dit en hou op om sonde te doen. Dit help nie, ek staan vanoggend en ek is die victim, ons sien dit in ons hele land, mense wat die victim wil speel. Hou op die victim speel, jy is nie 'n victim nie, jy is 'n kind van die almagtige God. Jy is uitgeroep by die naam. Jou naam is in sy handpalm gegraveer, ingestrek, nie getatoe nie, gegraveer. En hy kan jou nie vergeet nie. Jy kan in vryheid wegstap. Vanoggend as jy uitstap, is jy vry. Want Jesus Christus maak jou vry. Nie die wêreld nie. Niks wat ek sê kan jou vry maak nie. Net Jesus Christus kan jou vry maak van sonde. Maar jy is die een wat moet ophou sondig. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Ek kan hoeveel keer vir my seun bid, ek kan hoeveel keer vir my dogter bid, ek kan hulle nie in die hemel in bid nie. Hulle moet 'n besluit neem, hulle moet die eerste stap neem. Net hulle kan dit doen. Maar wat kan ek doen? Ek kan vir Buddy nooi om saam my kerk toe te kom. En in die kerk, saam met ander gelowiges, gaan ek mense ontmoet wat in my lewe spreek. Wees eerlik, wie in hierdie gemeente voel nie dat jy deel is van 'n familie nie? Jy's deel van 'n familie hierso. Dit is wie ons is. Dit is wat ons is, in Jesus Christus. Jesus sê, gaan en sondig nie meer nie. Hy sê nie, bly hier en dra die res van jou lewe aan hierdie klippe nie. Nee, hy sê, jy is vry. Jy's vry, vry van skaamte, vry van oordeel. Beweeg weg van hierdie plek af en los die klippe agter jou. 1 Johannes 1 vers 9 sê, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Wanneer? Wanneer, Barry? As ek my sonde bely. Dis die eerste ding wat ek moet doen. Nee, jou sonde word nie outomaties vergewe omdat jy 'n kind van God is nie. Jy moet dit nog steeds bely. Net so min, ek kan sê, nee, die Here weet wat ek nodig het, ek hoef nie te bid nie, bid ek nog steeds vir die Here, want hy wil hê, ek moet hom vra, hy wil hê, ek as kind moet hom erken as my Vader. En besef dit vanoggend, daai woordjie as maak 'n baie groot verskil. As jy jou sonde bely, vergewe hy jou. As daar vanoggend enige iets is, enige sonde in jou lewe, wat jy weet, jy moet ontslaaf van raak, bid dit af. Sny dit af. Daar is oom Willie, daar is Tessa, daar staan die Marietjie, en Barry, en Henny, en Devine, en Zander, en Willem. Hulle is op pad Zambië toe. Laat hulle jou vanoggend bedien, voordat hulle hier weggaan. As jy gebed nodig het, gaan na hulle toe en sê, ek het gebed nodig, ek kan nie hierdie alkohol breek nie. Ek kan nie hierdie gifpyltjie wat ek so graag rook, kan ek nie breek nie.
Dis tyd dat ons opstaan en sê, sonde het nie plek in my lewe nie. Daar is nie plek in my lewe vir sonde en vir Jesus Christus nie. Ek moet 'n keuse maak. En die keuse is joune vanoggend. Gaan ek vir die res van my lewe klippe ronddra van mense wat klippe na my toe gooi, of gaan ek dit vanoggend afskud en sê, Jesus maak my vry. Want dit is net Jesus wat jou kan vrymaak. Laat sy bloed jou vanoggend skoon was, want die duiwel vlug as hy Jesus se bloed hoor. As hierdie mense uitgaan en hulle met demone weg, kom net daar en sê, ag, ons is lief vir jou en ons wil regtig net die Ek sê in die naam van Jesus Christus, sê ek vir jou, gaan uit hierdie man uit. En dan gebeur wat Barry vir ons getuig het vanoggend. Dan skuif daai mense. Dit lyk of hulle uitgesleep word. Jesus se genade het 'n opdrag. Jesus se vergifnis het 'n opdrag. Gaan en moenie weer sondig nie. So ek stuur julle uit vanoggend. Gaan uit hierdie kerk uit en moenie sondig nie. Here almagtige Vader, hoe wonderlik is dit om te weet dat ons vry is in U naam. Here, dat niks op aarde ons kan skei van U liefde nie. Dat U liefde en genade met ons almal is. Here, vul ons dan met die Heilige Gees. Vul ons vanoggend dat ons weet, ons is vrygekoopte mense. Here, U het aan 'n kruis gesterf vir ons sonde. Wat 'n voorreg is dit, om te weet, ek is vry deur Jesus Christus. Here, daarom is dit vir my 'n groot voorreg, om met die gemeente te seën. Here, dat die liefde van Jesus Christus, die genade van God die Vader, en gemeenskap van die Heilige Gees hierdie week ervaar. Amen.